Ek dink 'n persoon met wie ons almal onsself kan vereenselwig in die Bybel is Dawid. As jy sy psalms lees, dan sien jy hierdie ou het nie 'n maklike lewe gehad nie. As kind was hy redelik geïgnoreer gewees, nie belangrik geag om toe die profeet van God kom, die persoon wat namens God praat, was Dawid nie eens geroep om deel te hê van die ete nie. Ek wonder hoe het hy gevoel. Ek meen, niemand gee om vir my nie, ek is nie belangrik genoeg nie, miskien is ek useless. Ek is net goed genoeg om na skape te kyk, miskien eensaam, miskien alleen. Maar as ek die psalms lees, dan sien ek, Dawid het tyd met God spandeer. Hy het God geloof, geprys en aanbid vir alle omstandighede in sy lewe. Wanneer hy siek was, het hy nie huis toe gehardloop nie. Dan het hy 'n psalm geskryf oor Jahwe Rafa, die God wat genees. Wanneer gevaar gedreig het, was daar niemand wat gehelp het nie. Dan skryf hy die psalm, God my sterkte, Jahwe Uzi. Dis hoe Dawid gelewe het. En toe die storie met Goliat gebeur het, was Dawid se fokus nie op Goliat op die probleem nie. Sy fokus was nog steeds op God, my sterkte. Dawid het nie 'n maklike lewe gehad nie. Soos ek gesê het, ons weet dit almal. Hy het gesukkel as 'n kind. Sy broers het hom niks gelike nie. Sy pa het hom behandel as 'n dienskneg, ook vir sy broers kos te vat op die oorlogsveld. Maar Dawid se fokus was altyd gerig op die Here. As jy die psalms lees, dan kom jy dit agter. Hy begin moan in die begin van die psalm, maar dan herken hy God vir wie hy is en dan dank hy die Here vir wat die Here in sy lewe gedoen het. Nou, en gaan doen. Dink net aan Psalm 18, goeie voorbeeld. Lees die psalms, dis awesome, om hom te leer ken en jouself in die psalms raak te sien. Hy het nie 'n maklike lewe gehad nie. Almal was teen hom. Ek meen, sy broers. En dan sien jy ook, Saul wil hom doodmaak. Die hele Israeliere het hom gesoek om hom dood te maak. Die Filistyne wil hom doodmaak. En toe hy koning was, het selfs sy eie kind, Absalom, gerebelleer teen hom en Absalom wou hom doodmaak. Maar weet jy wat, daar's 'n vers in die Bybel wat alles omdraai. God self sê, Dawid is 'n man na my hart. En ja, na oorspel, na moord, het Dawid na die Here toe gekom en sy fokus was net op God en hy sê, dis teen U alleen wat ek gesondig het. En God sien sy hart raak en die Here vergewe hom en hy word koning. Vir 40 jaar is hy die koning van Israel, 'n man na God se hart. Wat is die belofte vandag vir ons? Jesus sê, ek sal hulle wat na my toe kom nooit verwerp nie.